Baie welkom. Dit is die Pinksterreeks in 2026 hier in Karasburg by die NG Kerk. En ek sê vir baie welkom waar ons in hierdie reeks 'n kort oorsigtelike kykie gaan gee op Openbaring. Ongelukkig het ons nie genoeg tyd om in diepte daarin te gaan nie. Dit gaan baie meer tyd vat. Maar ek is bly dat u by ons kan aansluit vir hierdie reeks. Voordat ons met hom begin, kom ons bid net eers saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons ook in hierdie tyd, Pinkstertyd, die voorreg het om weer in u woord te kuier. En dit dan ook juist spesifiek in Openbaring, waar u vir ons wil kom hoopbring. Ons wil vra dat u daarom nou vir ons sal seën en sal help om te verstaan dit wat u met ons gaan deel. Wees met ons, beskerm ons, en dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Nou, Openbaring is seker een van die mees interessantste boeke in die Bybel, maar meestal ook een van die mees misverstande boeke in die Bybel. En dis 'n boek vol metafore wat die betekenis van wat geskryf word moeilik maak, partykeer om te verstaan. En juis om hierdie rede is dit 'n boek, ek dink wat partykeer deur Christene juis nie gelees word nie. Wat jammer is, want daar's 'n baie goeie rede hoekom Openbaring die boek van hoop genoem word en daarom die laaste boek in die Bybel is. Nou, 'n Pinksterreeks, soos ek vroeër gesê het, is nie genoeg tyd om in diepte deur die boek van Openbaring te gaan nie. Maar ons gaan wel kyk hoe elke hoofstuk van Openbaring bydra tot die oorhoofse boodskap van Openbaring, naamlik die Here Jesus wat sê, ek kom gou. Hy gee vir ons hoop en oorwinning hier in die eindtyd. So laat jou gedagtes net vir 'n oomblik stil staan by hierdie tema. En kyk of dit pas by dit wat jy in jou gedagtes gedink het, waaroor die boek Openbaring gaan. Hoe ver of naby is hierdie twee aan mekaar? Maar voordat ons verder gaan, moet ons net gou die woord eindtyd definieer. Want heelwat mense verstaan dit ook verkeerd. En as jy dit verkeerd verstaan, dan dink 'n mens of kyk jy verkeerd na Openbaring. Met Jesus se menswording het die eindtyd alreeds aangebreek. 1 Petrus 1 vers 20 stel dit baie duidelik wanneer hy oor Jesus skryf, dan sê hy, en ek vertaal dit letterlik direk uit die Grieks uit, wie, dis nou Jesus, voorwaar was voorbestem voor die fondasie van die wêreld. Met ander woorde, Jesus was al voorbestem voordat die fondasie van die wêreld geplaas is, voor die skepping. Maar wat geopenbaar is in hierdie laaste tye van julle. So hy sê met ander woorde, die openbaring van Jesus vind plaas in hierdie laaste tye, die eindtyd, die laaste tyd. En met ander woorde, hy skryf aan mense wat na die hemelvaart van Jesus geleef het, en hy sê aan daardie mense dat hulle leef in die laaste tye, of soos ons daarna verwys, die eindtyd. En ons moet dit mooi verstaan, dat die eindtyd het begin toe Jesus mens geword het, en dit strek tot nou toe. Die eindtyd is dus met ander woorde alreeds 2000 jaar lank al aan die gang. Ook in Johannes 2 vers 18 sê dit duidelik, kinders, dit is die laaste uur. Daar is nie nog 'n uur na hierdie is die eindtyd met ander woorde. En hierdie konsep is baie belangrik om te verstaan, want baie mense dink verkeerdelik dat Openbaring verwys na 'n eindtyd wat nog moet aanbreek. En daarom lees hulle Openbaring asof dit vir hulle tekens gaan wys van wanneer hierdie eindtyd dan uiteindelik gaan aanbreek. Nee, die eindtyd is al lankal hier. So die tekens van Openbaring is al waar vir die afgelope 2000 jaar. En daarom kry jy mense wat eintlik in elke generasie vir jou voorspel dat die eindtyd vir hulle aangebreek het, volgens hulle verstaan van die tekens van die tye in Openbaring. En hulle is reg. Daardie tekens is teenwoordig in hulle tyd. Maar hulle is ook verkeerd, want daardie tekens is in elke generasie teenwoordig al vir die afgelope 2000 jaar. Die eindtyd is nie spesifiek net hulle tyd nie. Dit is al die hele tyd eindtyd. Ons leef in die eindtyd. Openbaring het nie ten doel om vir ons te kom waarsku van 'n eindtyd wat op pad is nie. Nee, Openbaring het ten doel om vir ons, terwyl ons in hierdie eindtyd leef, hoop te gee deur ons te herinner aan die oorwinning van Jesus deur tot die einde van die eindtyd toe. Om aan ons hoop te gee terwyl ons vervolg word, terwyl ons teenstand ervaar in hierdie eindtyd. En dis hoekom Openbaring die boek van hoop is. En wanneer ons hierdie begrip verstaan, dat ons leef in die eindtyd, dan is Openbaring soveel makliker om te verstaan.
En Openbaring doen dit dan juis vir ons in twee dele. Die eerste deel gaan oor ons fisiese realiteit, dit wat ons kan sien rondom ons gebeur, hoe die kerk funksioneer in hierdie wêreld en hoe ons vervolg word. En in die tweede gedeelte trek Openbaring die gordyn weer so bietjie oop op die onsigbare werklikheid van die lewe vir ons as God se mense. Hierdie gedeelte verduidelik dat daar agter die skerms 'n geestelike oorlog aan die gang is in die geestelike realiteit. En danksy Openbaring weet ons egter ook wat die uitslag gaan wees van hierdie geestelike oorlog, naamlik die oorwinning van Jesus Christus. En daarna die goeie nuus. Jesus kom weer terug. In die heel eerste visioen, Openbaring 1 vers 7, sê Jesus, ek kom gou. En dan sluit Jesus die laaste visioen, Openbaring 22 vers 20, weer af met dieselfde woorde, ek kom gou. So, vanaand kom ons kyk dan na die eerste 3 hoofstukke van die boek. En in hierdie gedeelte gaan oor Jesus wat homself openbaar aan die 7 gemeentes. En in hoofstuk 1 wil ons hê dat ons moet moed skep uit die visie op Jesus Christus en sy agenda vir die wêreld. Nou Openbaring 1 vers 1 tot 3 verduidelik dat hierdie 'n openbaring is wat deur Jesus Christus gedoen word. Is 'n soort van 'n kort inleiding tot die res van die brief. In Johannes 4 tot 5a is Johannes dan se groet aan die gemeentes in Asië vir wie hierdie brief dan gerig is in daardie tyd. En dan vers 5a tot 8 is lofprysing aan ons verlosser. En Johannes maak dit baie duidelik wie ons verlosser is, naamlik Jesus Christus. En dat hy die Alfa en die Omega is en daarom die heerser oor alles is. 'n Sterk tema wat na vore kom deur die hele Openbaring. En dan vers 9 tot 20 verduidelik die visioen wat Johannes van Jesus Christus ontvang het. 'n Visioen wat Jesus as die regeerder oor alles beskryf. En hieroor gaan ek net so ietsie meer sê. Johannes sê aan die begin van die visioen dat hy in 4 dinge saamdeel met die mense vir wie hy skryf. In die eerste plek is hy hulle broer. Met ander woorde 'n medegelowige, deel van die huisgesin van God. En ten tweede, hy is ook deelgenoot in die verdrukking wat hulle ervaar. Hulle word op daardie oomblik verdruk en vervolg deur die Romeinse ryk. En hy wat Johannes is, sit juis verban op die eiland van Patmos as gevolg daarvan. En ten derde, hy deel egter ook met hulle in die koninkryk van God. Hy is dus 'n medewerker saam met hulle in die verspreiding van die evangelie. En dan ten laaste, deel hy ook in hulle volharding, in hulle verhouding wat hulle volhou met Jesus Christus. En dit is 'n ongelooflike troostvolle beskrywing, want hy het nie net deel aan die verdrukkende werklikheid van die Romeinse vervolging van gelowiges nie, spesifiek omdat hy die woord van God verkondig het. Dit was sy getuienis deur Jesus Christus nie, maar hy het ook deel aan die koninkryk van God wat besig is om in te breek in hierdie wêreld in. Hy praat van volharding as 'n gawe van God, wat Johannes van Jesus binne die verhouding met hom ontvang dan. Volharding is dus vir Johannes nie net 'n opdrag wat uitgevoer moet word nie, maar dis ook 'n gawe wat ontvang en vasgehou moet word, iets kosbaars. En dit laat hom moed skep. En dan sien ons in die tweede hoofstuk, wat daar vir ons uitgelig word, dat ons moet bly wees te alle tye getrou bly aan Jesus. En dit skryf hy aan Efese, Smyrna, Pergamum en Thyatira. Hoofstuk 2 begin dan met die briewe aan die eerste 4 gemeentes in Asië. En die boodskap aan die gemeente van Efese wil hulle oproep om weer hulle eerste liefde vir Jesus te herontdek. Hulle dade in die geloof was wonderlik, maar belangriker is dat hulle het nie meer vir God so lief gehad soos in die begin nie. Jesus het hulle met ander woorde gemeet aan hulle eerste liefde. En dan in die boodskap aan die gemeente van Smyrna was dat hulle getrou moes bly tot die dood toe. Jesus het net lof vir die gemeente gehad omdat hulle so volhard het en hy spoor hulle aan om so aan te hou. So Jesus kom en hy het hulle gemeet aan hulle getrouheid. En dan die boodskap in die gemeente van Pergamum was dat hulle moes stryd teen die valse leringe. Jesus spreek hulle aan om voort te gaan daarmee en nie toe te laat dat valse leringe die gemeente so suurdeur infiltreer en eintlik verstrik word in afgoderry en onsedelikheid nie. So Jesus kom en hy het hulle gemeet in terme van hulle lering. Die boodskap aan die gemeente van Thyatira
was dat hulle moes stry teen onsedelikheid. Hulle was 'n gemeente wat nog gegroei het, maar wat tog toegelaat het dat een vrou, Jezebel, toegelaat het dat daar 'n onsedelikheid begin inkruip het in hulle gemeente. En Jesus het hulle gemeet aan hulle sedelikheid. En dit bring ons dan by die derde hoofstuk, wat fokus op die gemeenskap met die Here Jesus, die briewe aan Sardes, Philadelphia en Laodicea. En die boodskap aan die gemeente van Sardes was om die wat oor was in die gemeente te versterk. Dit is omdat hulle eintlik geestelik dood was, blink aan die buitekant, maar binne het daar nie veel aangegaan nie. Die mense was nog daar, hulle het eredienste toe gekom, maar niks het deur die doen van die gemeente verander nie. So Jesus het hulle gemeet aan hulle lewe. En dan die boodskap aan die gemeente van Philadelphia was dat hulle deur die oop deur moet gaan. Ook vir hierdie gemeente het Jesus net goeie dinge te sê oor gehad, aangesien hulle dade goed was en hulle gehoorsaam was in die woord van God. So Jesus beloof daarom aan hulle 'n oop deur te gee waardeur hulle moet gaan, waardeur hulle dan 'n groot impak kan maak in hulle gemeenskap. So Jesus het hulle gemeet aan hulle gehoorsaamheid. En dan die boodskap aan die gemeente van Laodicea was dat hulle self moes bekeer. Hulle dade was nog hier en daar reg, nie warm nie, maar ook nie werklik koud nie. Hulle was lou en Jesus het hulle gemeet aan hulle dade. So dit is dan die eerste 3 hoofstukke van Openbaring. Hoofstuk 1 herinner ons dat Jesus, dat hy eendag weer gaan terugkom. En in hoofstuk 2 moedig hy van die gemeentes aan om getrou te bly aan hom, en in hoofstuk 3 roep hy sekere gemeentes om op hulle gemeenskap met Jesus te bly fokus. En hierdie eerste 3 hoofstukke, as 'n mens dit dieper sou bestudeer, het ook baie sterk leiding aan ons as gemeentes vandag, dinge waarop ons ook uitgewys word en ons op kan let. En hierdie 3 hoofstukke lei ons dan baie mooi in vir die res van Openbaring, waar ons aangemoedig word om juis in hierdie eindtyd getrou te bly aan Jesus en in ons alledaagse lewe gefokus te bly op hom. Want sien die uitdaging ook vir hierdie 7 gemeentes, is wat dit vandag nog is, omdat ons almal in die eindtyd is dat ons verlei kan word of kan begin afdwaal of koud raak in ons uitlewing van ons verhouding met God. En daarom begin Jesus dan ook juis hierdie boodskap aan die 7 gemeentes, om hulle aan te moedig, om aan te hou, getrou bly en gefokus te bly op hom. En dit is dan die fondasie, eintlik maar vir alle Christene, juis ook wat nou saam met ons in die eindtyd bly. Dat ons getrou sal bly aan dit wat Jesus vir ons geleer het, om nie in te gee tot die swakheid van die wêreld en die sondigheid van die wêreld nie, maar dat ons ook juis gefokus sal bly op hom, soos wat ons later gaan hoor, die lam wat op die berg staan, sodat ons hom sal raak sien in ons lewens. Baie dankie, môre aan fokus dan op Openbaring 4 tot 7, wat gaan oor God wat op die troon is. Baie dankie dat u ingeskakel het. Kom ons bid net saam. Ons dank Here Jesus vir u liefde en u genade, maar ook oor hierdie openbaring waaruit ons hierdie ongelooflike wysheid ontvang. Openbaring wat u vir ons wys dat ons juis moet gefokus bly, dat ons getrou moet bly aan u en dit wat u vir ons geleer het. Want ons leef in die eindtyd, Here. En deur dit so te doen, weet ons dat ons met ander woorde deur u beskerm sal word, deur u gelei sal word en gebruik sal word. Ons loof u daarvoor en ons bid ook vir die res van hierdie reeks dat u ook vir ons daarin sal help. En dit bid ons in u heilige naam, die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.